Daar is min dinge, min emosies wat jou gedagtes en jou optrede kan oorneem soos vrees. Dit sluit in met vrae soos wat as en wat gaan gebeur as jy dit nie kan stop nie, en op die einde van die dag begin dit jou hele wese regeer, want jy is bang om besluite te neem, jy onttrek, jy twyfel, jy bly stil, jy bly weg van plekke af, jy vlug maklik. Maar vrees is nie net doodeenvoudige gevoel nie. Dit is op 'n sekere vlak 'n vorm van geloof. Jy glo dat iets slegs gaan gebeur. Jy glo eenvoudig net verkeerd. Jy glo dat net slegte dinge gaan gebeur. En dit is die menslike natuur, maar Romeine 8 vers 31 sê vir ons, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil 'n stukkie bysit. Wat kan teen ons wees? Wat kan ons keer as God vir ons is? Wanneer jy begin om jou geloof terug te draai na God se woord toe, dan verander jou verwagting. As jy jou geloof op God sit, as jy jou fokus op God sit, dan verwag jy nie meer dat dinge gaan verkeerd loop nie. Jy vertrou dat God goed is, dat God teenwoordig is en dat hy getrou is. En as jy dit jou vertroue maak, dan verdwyn vrees. Nie omdat die wêreld verander nie, nie omdat jou omstandighede verander nie, maar omdat jou fokus verander. Van die wat as en die negatiewe na die wat kan en die positiewe, want God is in jou lewe. 2 Timoteus 1 vers 7 gebruik ek baie, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing of sound mind, soos die Engels vir ons sê. Ons moet regtig daai teksvers as deel van ons lewe begin sien, want dit gaan verander hoe ons dink. Dit beteken nie dat jy nie meer gaan vrees voel nie. Dit beteken dat jy nie meer gaan onseker voel oor jou toekoms nie. Dit beteken jy word nie meer gelei deur daai onsekerheid of daai vrees of daai bangheid nie. Jy is nie 'n gevange van jou bekommernis nie. Jy word nie meer beheer deur donker moontlikhede nie, maar deur die lig van God se beloftes. Jy weet wie jou vashou. Jy weet God sal saam met jou gaan, al weet jy nie wat voor lê nie. Dit gee vir jou 'n sekerheid en dit maak jou identiteit in Christus sterker. 1 Petrus 5 vers 7 sê vir ons, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Vrees sê, wat as iets verkeerd gaan? Geloof sê, wat ook al gebeur, God is daar, hy sal my nie verlaat nie, hy sal my nie beskaamd laat. Kom ons kies vandag om ons geloof in die waarheid te plaas en nie in 'n moontlike ramp of 'n wat as of 'n sê nou maar dit gebeur of Jesus ek weet nie want dit en dit. Kom ons begin glo in God se onwrikbare goedheid en dat hy ons sal lei maak nie saak wat gebeur nie, dat hy ons sal beskerm maak nie saak wat gebeur nie en dat hy vir ons lief is en net die beste vir ons wil hê. Hemelse Vader, help ons vandag sodat vrees nie 'n houvas in ons lewe het. Ons rig ons geloof vandag op U en ons vra, Here, bring ons terug na U beloftes. Laat U teenwoordigheid ons rustig maak vandag en vat ons vandag deur hierdie dag sonder vrees, sonder bekommernis en gee dat vrees geen houvas verder meer in ons lewe sal hê nie. Baie dankie vir U liefde en U teenwoordigheid. Amen.